laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig ter ere van die rots van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lofsang hom toejuig. Kom, laat ons aanbid en neerbuk, laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Want hy is ons God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Verhef je harte nou tot God en ontvang sy groetseën. Genade, barmhartigheid en vrede aan God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here. In antwoord op sy groetseën en ons sing Psalm 107. Psalm 107, daarvan gaan ons vers 1, 3 en 7 sing. Vers 7. Koperkerker deur het gewaggel voor God se mag, wat eisters weggeweer het, verbreek het met een slag, wat hulle hom dank bewys vir redding wat so soet is, hom voor die mense prys, omdat hy groot en goed is. 107, 1, 3 en 7. Die skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het en onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Ons lees saam met die Here se woord, sy wet, Eksodus 20, 10 woorde van die Here se verbond, soos wat dit ook elders woord van die Here genoem word. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Here jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Oor die 7de gebod belei ons op Sondag 41, die Heidelbergse Katekismus, die 7de gebod. Jy mag nie egbreek nie. Wat leer die 7de gebod ons? Alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie, omdat beide ons liggaam en siel 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons albei rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. Ons antwoord, ons sit op Psalm 142. Deel van ons ootmoediging 142, daarvan vers 1 en 6, ons bekla ons nood voor die Here met hierdie psalm. Dis die nood wat die Here se wet so pas vir ons gewys het, ons diepe sonde nood. Ons bekla dit in hierdie psalm. Ons nood is onbeskryflik groot vanweë ons sondes, maar dan mag ons ook sing in Strofe 6. Die Here voer ons uit die gevangenis, en dan sal 'n skare by hom ring, en ons sal vrolik van u weldaad sing. Hier is ons, sien iets van hierdie, ons beleef dit, ons is hier saam as 'n skare, om van die Here se groot weldaad te sing. Dis van Christus wat ons hier sing, in hierdie vers 6, 142, 1 en 6, en dan gaan ons saam bid. Oh
Ons almagtige en getroue God en Hemelse Vader, as die reën so buite val, dan hoor ons voel, ons sien iets van U goedheid en U troue sorg. Ons dankie dat U vir ons vertrou sorg elke dag weer. En U kom toe al die eer en al die lof en al die dank. Dit sou net reg gewees het dat ons met ons hele lewe, elke oomblik, dank voor U uitstort en jubel in ons harte en in ons gedagtes, vanweë U onbeskryflike goedheid en guns. Ons verdien daarvan niks nie, o Vader. Ons besef weer ook vanoggend terdee, hoe groot ons sondes is, hoe ver ons nog tekort skiet om U en U woord te ken. Ons rig gereeld weer ons eie koninkrykies op. Gereeld soek ons eie wil en nie U wil nie. Ons sukkel om ons ou mens te kruisig, Here. Ons het U brood nodig. Vul ons met die Heilige Gees en wys ons op die heerlike verlossing wat ons in Christus het. Hier mag ons vanoggend saam sing van U weldade, wat ons alleen toekom in Christus. Open tog nou ons harte, ons gedagtes, ons verstand, ons wil, as ons uit die woord gaan lees, bring tog so U woord ons toe, want ons het dit onbeskryflik baie nodig. Ons dink gereeld, ons kan sonder die woord klaarkom. Ag, Here, bekeer ons tog sodat ons onsself kan bekeer. Mag U in ons midde opreis. Mag ons meer en meer in Christus gevind word. Werk tog so kragtig deur die Heilige Gees in ons en bewaar ons tog daarvan dat ons die Heilige Gees sal bedroef. Smeek en bely dit van U, in ons Verlosser Jesus Christus se naam. Amen. Ons sing nou weer saam Psalm 34, daarvan gaan ons vers 1 en vers 2 sing. Kom, sing ons in vers 2, maak die Here groot, wat ons sy naam 'n lofsang wy, aan hom wat groot is en naby, die helper in die nood. Ek het in my gebed die Here gesoek, en hy het my 'n antwoord op my nood geskry, uit al my vrees gered. 43, 1 en 2. Oh
gaan voort met ons reeks preek uit 2 Konings en ons lees vanoggend 2 Konings 6 vers 1 tot 7. Die gedeelte net voor hierdie was Aman, die leerowerste, die weermaghoof kan ons sê van die Arameërs wat gesond geword het van sy melaatsheid en Gehasie wat melaats geword het. En dan ook die gedeelte na die gedeelte gaan ook weer oor Aram. Dit lees ons al reeds in vers 8, terwyl die koning van Aram besig was om oorlog te voer teen Israel. Kom ons lees 2 Konings 6, daarvan vanaf vers 1. En die profete het vir Elisa gesê, kyk tog, die plek waar ons voor U woon is vir ons te nou. Laat ons tog na die Jordaan gaan en elkeen daar vandaan 'n balk gaan haal, dat ons daar vir ons 'n plek kan maak om daar te woon. En hy het gesê, gaan. Maar een sê, gaan tog asseblief saam met die dienaars. En hy antwoord, ek sal gaan. En hy het saam met hulle gegaan. En toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bome omgekap. Maar terwyl een die balk kap, val die yster in die water en hy roep uit en hy sê, ag my Heer, dit is nogal geleen. En die man van God vra, waar het dit geval? Toe hy om die plek wys, het hy 'n stok afgesny en dit daarin gegooi en die yster bo laat dryp. En hy sê, haal dit nou maar uit. En hy het sy hand uitgesteek en dit geneem. Tot sover, terwyl een die balk kap, val die yster in die water en hy roep uit en hy sê, ag my Heer, dit is nogal geleen. Die man van God vra, waar het dit geval? Toe hy op die plek wys, het hy 'n stok afgesny. Ons kan ook sê, hy het 'n hout afgesny. En dit daarin gegooi en die yster bo laat dryp. Hout laat by elkeen van ons verskillende gedagtes na vore kom. Ons dalk littekens aan jou lyf wat hout veroorsaak het, of ons dink aan die litdorings wat ons so gereeld kry in ons hande en ons voete vanweë hout. Daar's al baie mooi dinge in ons huise van hout. Sommige van ons werk elke dag met hout. Sommige van ons hou dalk niks van hout nie. Dit is te sag, dit trek krom, dit sit uit as dit water kry en dit kry krake en so voort. Vir een man in die Bybel was hout iets verskrikliks gewees. Ons kom terug hierna toe. Maar vir ander man in die Bybel was hout weer iets baie spesiaal gewees. Nou lees ons in 2 Konings 6 vers 6 van 'n stok wat Elisa afgesny het en in die water gegooi het. Maar dit kan ook heeltemal goedskiks vertaal word met 'n stuk hout. Dis dieselfde woord in die oorspronklike taal, hout of stok. En hierdie stuk hout wat Elisa hier afgekap of afgesny het. Hierdie stuk hout was wel vir een van daardie profete seuns iets besonders gewees. Maar hy het natuurlik geweet dat dit nie hierdie stuk hout is wat hier ingegooi word, wat gemaak het dat die byl of die yster se kop begin dryf het nie. Hy het dit baie waarskynlik geweet. So iets kan tog nie wees nie. Ek is oortuig, broer en suster, dat daardie man saam met ons geweet het, dat dit baie swak wetenskap is om te leer dat 'n stuk hout wat jy in die water gooi, 'n byl of 'n stuk yster boontoe sal laat kom en sal laat dryf. Swak wetenskap. So dit wat ons hier lees, is miskien baie swak wetenskap. Ja, dit sal ons almal herken, maar, broer en suster, wat ons hier lees, is baie goeie teologie vir jou en vir my. Hier is goeie teologie vir ons. Die Here verheerlik homself. Die Here wys wie hy is op 'n besondere manier. Nou die konteks van hierdie gedeelte openbaar alreeds iets moois aan ons van die Here. Soos reeds genoem ook voordat ons begin lees het uit die woord, val dit ons nogal op dat hierdie gedeelte voor hierdie 7 verse, die vorige 2 weke se gedeelte, gaan dit oor die koning van Aram en sy weermaghoof na Aman wat dodelik siek is. En in die gedeelte net na hierdie 7 verse, gaan dit ook weer oor die Arameërs, hierdie groot nasie, hierdie groot volk, 'n groot vyhandige nasie wat teen Israel te staan kom. Die groot hoofstad van Israel word beleer, Samaria. Hy word omsingel deur die vyande. Dis die einde van hoofstuk 6 wat ons dit lees.
Met ander woorde, alles om hierdie gedeelte, alles om hierdie 7 verse, dis net groot dinge. Dis weermagte en regeringsamptenare en nasionale krisisse, oorlog, en stede wat op die punt staan om ingeneem te word deur 'n vyand. En hier in die middel van hierdie groot dinge, lees ons van 'n bylse kop, lees ons van 'n stuk yster. Dit is amper lagwekkend. Totdat ons besef, maar wag so bietjie, die Here gee om oor 'n bylse kop, oor 'n stuk yster. Gee die Here regtig daaroor om? Is 'n stuk yster iets vir die Here om te gee? Daar's oorloë in die wêreld, mense gaan daagliks dood op 'n onregmatige wyse. Hulle word sommer net so geskiet in die oorlog, of in aanvalle of bendes. Daar's hongersnood in die wêreld, daar's groot ellendes aan die gang in die wêreld. My seer arm of my seer been of my seer rug is tog seker nie iets waaroor die Here omgee nie. My tabak of my wat lemoene of my mielies wat 'n plaag in het of wat besig is om te vrot of wat siekte in het. Die Here gee tog seker nie daaroor om nie. Is die Here se agenda nie dalk 'n bietjie vol nie? Sou ons miskien vir mekaar kon vra. Is die Here se agenda nie dalk 'n bietjie vol nie? Broer en suster, ons maak 'n fout as ons dink dat die Here die CEO is van hierdie groot maatskappy wat ons die wêreld noem. Terloops, dit is waar. Ja, dit is waar. Maar dan wil ons die Here vergelyk met die ander CEO's in hierdie wêreld. Asof die Here nie tyd het vir die klein dingetjies nie en 'n belangrike wêreld het wat hy nou moet bestuur. Asof tyd vir die Here ooit 'n probleem is. Ons maak 'n fout, broer en suster, as ons dink dat die Here se grootheid net gaan oor die groot dinge. 'n stuk yster. 'n stuk yster het die Here oor omgegee. Die Here gee om oor die kleinste dingetjies van ons lewe. Hy gee om oor ons skoene, hy gee om oor ons klere, hy gee om oor ons liggaam, hy gee om oor ons gereedskap. Hy gee om oor ons beroep, ons werk, alles. Moet ons dan kyk, wat bely ons in NGB artikel 13 oor die Hemelse Vader se voorsienigheid. Hier is ook weer 'n groot woordjie wat ons vanoggend in die prediking gaan noem, is net hierdie een groot woord, hoop ek. Dis die Here se voorsienigheid. Die Here voorsien in ons lewens. Groot woord, maar hoor wat bely ons oor die Here se voorsienigheid. Hierdie leer bied onuitspreeklike troos as ons daardeur geleer word dat niks per toeval oor ons kan kom nie, maar alles deur die beskikking van ons Hemelse Vader oor ons kom. Hy waak oor ons met vaderlike sorg en hy heers so oor sy skepsels dat sonder die wil van ons Vader nie een haar van ons kop. En dan word dit onderbreek. Hulle is almal getel. Hulle is almal getel. En ook nie een mossie op die aarde kan val nie. Matteus 10:29-30. Alles van ons lewe gee die Here oor om. Broers en susters, daar is nie iets in jou lewe wat vir die Here te klein en te onbenullig is nie. Dit wys juis vir ons hoe groot is die Here. Hy is nie net betrokke by die groot dinge nie. Hy gee om oor alles. Alles in jou lewe kan jy voor jou Here bring. Die hele woord van Genesis tot Openbaring is nodig vir ons hele lewe. Vir elke deeltjie van ons lewe. Die hele woord vir ons hele lewe. Bekende slagspreuk van die Reformatie. Die hele woord vir ons hele lewe. Tog is daar een ding, broer en suster, waaroor ons moet oplet in hierdie gedeelte. Die gewigtige saak in hierdie gedeelte is 'n bylse kop, 'n stuk yster. Dis waaroor dit grootliks in hierdie gedeelte gaan. Nou in ons oë mag dit dalk wees dat dit lyk soos ietsie baie kleins. Ons mag dalk sê dis ietsie onbenullig.
ons het net so 'n paar minute nodig en dan het ons 'n byl in die hand. As jy nie een het nie, het jy net 'n paar minute nodig en dan het jy 'n byl in die hand. Jy klim gou in jou kar, ry na die hardeware winkel toe, het vat jy miskien 10 minute, laat jy 'n byl, net so, vinnig. Maar, dan moet ons mooi onthou, yster is eers ontdek in die jare 1200 voor Christus. Toe is yster ontdek. En hierdie gedeelte waarvan ons nou hier lees, geskied omtrent in die jare so 800 voor Christus. Met ander woorde, yster was nog baie onbekend gewees in hierdie tyd. Om 'n byl te gemaak het, sou miskien 3 maande gevat het om te maak. Ek is nie heeltemal seker nie, ek weet nie presies nie, maar van iewers sou daar ystererts moes gaan haal word, vandaan moes gekom het uit die grond uit. En dan moes hulle vuur gemaak het en hulle moes 'n warm vuur gemaak het. En dan moes die erts gesmeld word en dan moet dit gebuitel word en dan moet daar nog weer erts bygesit word en nee. 'n Byl was 'n broodnodige, kosbare item in daardie tyd. Ek dink ons kan dit miskien vergelyk in ons tyd vandag soos volg. Jy het 'n belangrike werk gehad wat jy moes gedoen kry, en dis miskien nou meer ter sprake vir die mans, ek het nou nie mooi daaroor gedink nie, maar dit was miskien 'n belangrike werk wat jy moet gedoen kry, maar jou bakkie gaan nie heeltemal die pyp rook nie, so jy leen jou buurman se bakkie vir die werk, en daar skryf hy sy bakkie heeltemal af, sonder versekering, sonder enige versekering. Dan besef ons, dis toe nie heeltemal so 'n klein saakie hierdie nie. Hierdie man was regtig arm, hy was so arm gewees dat hy nie eers 'n byl gehad het, hy moes na sy buurman toe gegaan het om 'n byl te gaan leen, so arm was hy. Hy kon nie een bekostig nie. En hier val hierdie byl se kop in die rivier in, wat 'n ellende, kan jy jouself dit indink, broer en suster? Dit was onbekostigbare ellende. Hy was werklik in diep nood. Sou miskien sy lewe gekos het om te terug te werk vir daardie byl. En daarom roep hy uit. Nee, hy skreeu eintlik uit. Hy is baie desperaat en dit gaan met hom regtig moeilik. Roep ons nog so uit, broer en suster, tot die Here in ons diepe nood. Ag my Here, ag my God, ag my Vader, net U kan uitkoms bring, o Here. Of is ons maar tevrede met ons eie planne? Ken ons nog die Here? Ken ons nog die Here dat ons tot hom roep in alles, enige oomblik, enige tyd? Hierdie man het dit uitgeroep tot die Here se diensknegt, tot Elisa, want hy het geweet, dis net een iemand, en dis die Here wat vir hom kan uitkoms bring. Roep uit tot die Here, geliefde, roep uit tot jou Here. In Christus kan ons dit doen met die grootste vrymoedigheid, want hy het uitgeroep op die kruis in diepe nood en smart en benoudheid en bange God verlatenheid het hy dit uitgeroep. My God, waarom het U my verlaat? Dis 'n uitroep van ongekende diepte. Broer en suster, ons sal daai uitroep nooit ken. Maar so, in sy uitroep, Christus se uitroep daar aan die kruis, het ons hoëpriester wat met al ons smarte 100% bekend is. Ons God kan heeltemal met ons swaar identifiseer. Want hy roep dit uit daar op die kruis in diepe nood. Roep tot jou Here, geliefde. Hy is jou redding. Kyk, broer en suster, kyk hoe goed is hierdie Here van jou. Die profete seuns gaan hout gaan kap by die Jordaan. Die ding het vir hulle net te beknop geword en net te nou geword om nog so te kan lewe soos wat hulle gelewe het. Die spasie het regtig min geword. En dan sê Elisa vir hulle, maar hulle kan maar gaan. Gaan julle maar, klink goed, ek het nog 'n paar ander belangrike dinge wat ek moet afhandel. Maar dan kom hierdie gedagte by een van hierdie manne op, gaan tog saam met ons asseblief, Elisa. En dan antwoord Elisa dat hy sal gaan, en dan word dit weer 'n keer bygevoeg, dat hy saam met hulle gegaan het. Kom is dit so 'n groot ding?
Hoekom word het so oor en oor gesê, gaan saam met ons, Elisa het gegaan, hy het gedink hy gaan, en toe gaan hy. Nou geliefde, as Elisa nie daar was nie, dan was hierdie man in baie diep ellende ingedompel. Wat besef ons? Kyk, wees ons goeie Here. Kyk hoe sy al lang voor die tyd aan die werk besig om die dinge ten goeie te laat uitwerk, soos wat ons elders lees in die Here se woord. As Elisa nie daar was nie, dan was daar net ellende. Natuurlik belangrik, soos wat ons al heeltyd genoem het met die wonders van Elisa, dit gaan nie oor Elisa nie. Dit gaan oor die Here. Wie sou nou gedink het dat 'n eenvoudige vraag soos, gaan tog asseblief saam met ons, so belangrik kon wees? Of wie sou nou gedink het dat 'n eenvoudige antwoord soos, ek sal gaan, so belangrik kan wees? Elisa het eers nie eintlik gedink om saam te gaan nie. Hy wou nie eers saam gaan nie. Kyk geliefde, kyk hoe die Here besig om te reël nog ver voordat ons dink daaraan dat ons dalk iets mag nodig kry. Dan is die Here al besig om die dinge te reël. Kyk hoe jy goeie vader, broer en suster besig om te sorg in jou lewe. Ook het hierdie al in jou lewe gebeur waar jy kom terugkyk en sien hoe die Here die dinge al lang voor die tyd besig was om die dinge uit te werk, nog voordat ons nie eens aan gedink het nie. Die Here is goed. Die Here sorg. Laat ons hom aanbid en laat ons verwonder oor sy hand in ons lewens. Mag die Heilige Gees ons so lei om ons goeie Vader se hand in ons lewens te sien. Geliefde, jou Here, hy kan en hy wil vir jou sorg. Dit is baie opvallend dat ons hier lees dat Elisa 'n stuk hout afgesny het en dit in die water gegooi het. En dan as hy die hout in die water gooi, dan kom die byl se kop boontoe en die man kan dit vat. Hoekom sal dit hier staan? Ons het dit al genoem, dis 'n swak wetenskap. Hoekom sal dit hier staan? Hoekom staan nie eerder dat Elisa gebid het nie, en toe hy klaar gebid het, toe kom die yster na bo en toe vat hy hom? Dat so 'n eenvoudige stuk hout nou so gebruik kon word. Broer en suster, daar's ook so tussen die stokke, of kan ons sê so tussen die hout, so tussen die hout waar die grootste ellende die mensdom getref het. Daar by die hout van die boom van kennis van goed en kwaad in Genesis 2 vers 9 en verder. Daar gebeur iets verskrikliks. Daar in die tuin. By die voet van 'n stuk hout oorwin die Satan, die man en die vrou. Kan ons sê by die stokke van 'n boom, daar oorwin die Satan, die man en die vrou. Mens. En die nagevolge daarvan, dit sien en dit beleef ek en jy vandag nog. Om die ou mense in ons dood te maak is vrek moeilik. Die Satan is magtig. Hy het ons oorwin. Ons het die rug op God gedraai en ons het saam met die Satan weggestap. Die mens is van nature nou onder die heerskappy van die duiwel. Broer en suster, is verskriklik. Ons sien dit nog in die wêreld rondom ons. Mag die Here ons genadig wees, mag die Here ons behoed, dat dit vir niemand van ons hier vanoggend die geval is nie, dat ons nog onder die heerskappy van die Satan en die duiwel is nie. Maar tog bewerk hout iets goeds. Hier is die hout die teken, of miskien kan ons sê die instrument wat die yster laat dryf. Vir een man in die geskiedenis van hierdie aarde was hout iets verskrikliks. Jesus, die Christus, die Seun van God. Hy hang op 'n stuk hout tussen hemel en aarde. Die vloek wat gekom het van Genesis 2, toe ons die rug op die Here gedraai het. Daardie vloek kom dra Christus deur sy hele lewe hier op die aarde, maar veral die einde op 'n stuk hout daar op Golgotha.
in die hout van Golgotha. Daar word hierdie einste saak aan oorwin. Dit is so broers en susters, dit gaan nie so seer oor die hout nie. Dit gaan nie so seer oor die kruis nie. Ons aanbid nie 'n houtkruis nie. Maar dit gaan oor die vloek wat op daardie kruis gedra is. Dit gaan oor die saak wat oorwin is op daardie kruis veral. Kyk hoe sorg jou Here en jou Vader, broer en suster. Dis waarlik sorg. Dis waarlik goed. En daardie vloek wat op my en jou moes gekom het, hy laat dit op sy eie seun uitwoed. Op 'n stuk hout vervloek. Net in Christus is daar uitkoms. Dit kan ons hier kan proef vanoggend, kan sien aan die Here se tafel. Kyk broer en suster, hier waar jy vanoggend aan die Here se heilige nagmaaltafel kom aansit. Kyk, hier is jou God altyd gereed om uit te red. Dit wys die tafel, Christus. Ons God is altyd gereed om te sorg en altyd gereed om uit te red. Hy kan en hy wil. Dalk is jy verslaaf vanoggend, broer en suster, dalk is jy mismoedig, dalk is jy gebroken van hart, dalk is jy heeltemal plat geslaan en jy voel jy kan nie meer, jy is op jou einde. Kyk en sien jou Here. Al kry jy net nie meer asem vanweë al die slegte dinge wat gebeur, so gereeld in jou lewe nie. Gryp vas in die geloof aan God jou Here. Hy sorg. Hy weet die heel beste wat jy nodig het, broer en suster. Kyk hoe laat hy self so hierdie man die byl se kop laat dryf op die water. Hy wil regtig goed wees vir jou Here. Hy's regtig besig om die dinge ten goeie te laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Romeine 8. Hier het ons 'n God wat ons met alle goeie dinge wat ons vir liggaam en siel nodig het, wil en kan versorg. Christus daar op die hout op Golgotha is die bewys. Die vloek is gedra. Ons mag nou ons roeping gaan uitleef. Vir sommige is dit van ons ongereeld. Ek sal daagliks met hout besig te wees in die skepping. Hoe ook al, ons mag nou lewe in Christus. Er sy gees in ons. Die boom van die lewe is op hande. Die nuwe hemel en die nuwe aarde, Openbaring 22:2. En hierdie hoop mag ons nou lewe. Amen. Broer en suster, kom ons lees die verkorte formulier saam vir die viering van die heilige nagmaal, van ons Here se heilige nagmaal. Jy kan dit volg ook in jou psalmboek, op my psalmboek op bladsy 130. Dit is in ons Here Jesus Christus. Luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. En so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie volgende 3 punte. Eerstens, ons moet nadink oor ons sonde
en ons vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Tweedens, ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Derdens, ons moet opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en met ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Nou wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers, die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, wynediges en ongehoorsaames, moordenaars en toosoekers, egbreekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, die deel aan die ryk van Christus nie. Doch kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus. Waarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en ons begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Nou, om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en dan sondeloos en dan die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker, die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. Sodat hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het hy my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, die tekens van brood en wyn, telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid en die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes. En het hy vir ons die ware voedsel en die drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam en ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid en liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys.
ons bemoedig ons voor die Here, ons roep aan sy genade. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van die Seun Jesus Christus, ons sy bittere dood vanoggend mag gedenk. Ons bid U dat U deur die Gees opregte vertroue in ons harte sal gee om ons al hoe meer aan die Seun oor te gee, sodat ons meer met Hom die hemelse brood koop geword. Mag ons nie meer in ons sondes nie, maar in Hom lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloor. Help ons om onsself te kruisig. Help ons om die eie ek dood te maak. Help ons so om ons heiland te bely en met verlange te wag op sy wederkoms, wanneer hy ons in die ewigheid met ons sal neem. Hoor ons, o Vader, barmhartige God, om Jesus Christus ontwil. Amen. Kom ons sing nou saam Psalm 23, daarvan vers 1 en vers 2. Verhef je harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees net so seker met Here Jesus Christus se liggaam en bloed versterk, as wat die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Hierdie woorde word uitgenooi by die tafel van die Here.
Is nog een plek hier kan? Nog een iemand? Die brood wat ons breek is die gemeenskap, die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is in volkome versoening van al ons sondes. Iemand in die banke nie? Beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem dit, drink elkeen daaruit, drink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is en volkome versoening van al ons sondes. Kom ons sing saam Psalm 116 daarvan die 6de vers. Suster, jy word uitgenooi om weer by die tafel van die Here te kom.
Is nog 2 plekke hierkant? En 2 hierkant? Nog 2 mense hierkant? Brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem dit, dink daaraan, glo dat die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem dit, drink elkeen daaruit. Denk dit, glo dit. Christus se bloed vergiet is, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Ons sing saam Psalm 116, die 7de vers. Word uitgenooi om weer by die tafel van die Here te kom aansit. Is daar nog iemand? Is daar niemand meer nie?
Ons sluit af met hierdie tafel. Die brood, ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo. Kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Beker van danksegging, wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem dit, drink elkeen daaruit, dink daaraan, glo, dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is, tot die volkome versoening van al sondes. Ons sing saam Psalm 116, daarvan sing ons die 10de vers. Omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, dat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die volgende woorde. Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Waarom
Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank die Here saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie hierdie nagmaal aan ons bekragtig het. Ons dank U dat U die eniggebore Seun geskenk het as 'n middelaar en 'n offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kan kry aan die offer van die Seun. Ons bid U, o Vader, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in geloof en in die heerlike gemeenskap met Hom, met Christus. Sy naam wil dit ons doen.